Goeiedag julle en welkom weer eens hier by Mosaïek van Genade. En vandag het ek die voorreg om vir Christian Geier hier by my te hê, of soos hy bekend staan tussen sy vriende en in die gemeenskap as net Geier. En dis 'n voorreg om jou hier te hê. Baie dankie dat jy hier is vandag. Maar voordat ons voortgaan en vir julle sê waaroor gaan hierdie gesprekkie vandag, kom ons soek net die teenwoordigheid van die Here. Liewe Jesus, baie dankie dat ons nou kan stil raak. Dankie dat jy ons almal veilig hier aangebring het. En ek wil U vra dat U vir ons kalmte sal gee, dat U die Heilige Gees sal stuur om ons te lei. Liewe Heer, laat ons mense se lewens kan verander. Liewe Heer, laat ons hoop kan gee vir diegene wat nie weet waar hulle hoop vandaan kom nie. En daarom vra ek U vir die teenwoordigheid nou hierso. Ek vra U lei ons deur die woord, lei ons deur die geregtigheid en lei ons deur die genade. Is ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen. So hierdie reeks, Geier se naam is Setting the Captives Free. En dat laat my dink aan Lukas 4 waar Jesus vir die eerste keer opstaan volgens die verhaal van Lukas en sy publieke evangelie of sy publieke evangelisasie begin, sy bediening begin. En hy staan in die sinagoge op daar op die Sabbatdag en hulle gee vir hom die boek van Jesaja en hy lees en hy lees staan in Lukas 4 vers 18 lees dit dan en hy sê: Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie in die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees, om die gevangenes vrylating te verkondig en die blindes herstel van gesig, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van die Here aan te kondig. So Geier, vertel my bietjie, waar is jy, waar kom jy vandaan en wat doen jy? Voordat ons by die harde dinge kom. Stel jou net voor aan die gehoor. Ja, my naam is Christian Geier. Ek kom van Potgietersrus af. Kan maar sê ek was my hele lewe lank eintlik maar daar. Ek was tot en met so graad 6, so 11 jaar oud, 12 jaar oud was ek 'n Rustenburg doener geweest, maar dit was nog in my kindertyd en hierso van so 12 jaar oud af het ons potties toe getrek en my hele lewe lank nog daar. Huidiglik is ek getroud, een kind op pad. Prys die Here. Yes, en ek werk as 'n tegnikus, 'n senior tegnikus op die myn. Fantasties. Ja, dit is een van die gedeeltes wat deel van my storie is. Wat awesome is. So ja, dis lekker, ek's blessed. Dis harde werk, maar dit is nog steeds lekker werk. Sure. Ja. Die rede hoekom ek vir Geier in die ateljee ingetrek het vandag is, Geier het 'n pad gestap wat ek deur die genade van die Here vrygespring het in my lewe. Maar dis 'n pad wat soveel mense stap en veral jong mense. En dit gebeur gewoonlik in jou vroeë jare, jou tienerjare en soms selfs jonger, jy weet, hartseer is. En dit is die lewe van dwelmverslawing. Maar Geier het 'n ongelooflike verhaal en Geier sit vandag hier en hy's 'n skoon man, soos hy sê, hy het 'n vrou, hy het 'n kind wat op pad is, hy het 'n stabiele werk. Maar dit was nie altyd so maklik vir Geier gewees nie. So Geier, waar dink jy hier dit alles vir jou begin? Die moeilikheid, as ons dit so kan noem. Wel, as jy nou regtig wil diep delf in dit in. Ek sal nou nie sê ek het 'n probleem gehad met my opbrengs en my ouers was slegte ouers geweest nie, maar as jy dieper in dit kyk, my ouers het bietjie te veel gedrink. Hulle het, ek sal nie sê dis wat die beginpunt was vir my. Yes. Maar ek het in daai omgewing groot geword van drank en ek sal nie sê dwelms nie, maar drank spesifiek. En ja, en verder van tyd het die probleem na skool eintlik maar in begin tree vir my. Ek was altyd 'n rustige ou, glo dit of nie. Ek is baie lewendig, baie vol energie, maar ek was baie rustig geweest in sekere aspekte. En ek dink hierso van graad 11, van my graad 11, 12 gedeelte af waar ek begin as een van die cool ouens gesien was, as ek dit so kan stel. Yes. Rugby gespeel, goeie rugby gespeel, na die tyd gaan drink saam met my pelle en dit en ek dink van daar af het die lewe bietjie weg of het ek meer die lewe gekies as wat ek God gekies het. Want ek het 'n baie groot en sterk verhouding met God gehad, maar het was lekkerder om te gaan kuier saam met my pelle en dit is ook waar ek die eerste keer blootgestel was aan dwelms na skool. Sure. So uit jou ondervinding, dit was nie
daar was nie aspekte van bullying of onderdrukking wat jou dalk wou laat deel wees van die cool groepie soos jy dit genoem het nie. Nee. Of jy wou net inpas. Ja, Jy kyk, wou net gesien geword het. Jy wou net by die sosiale standaarde van die tyd ingepas het. ja, sosiale standaarde, ja, jy kan dit sê want ek was deel van die groep. Ons het gekuier, ons het gaan drink en dit, maar Ja. waar die dwelm gedeelte ingekom het is ek is altyd iemand wat nuwe goed sal try en ek sal nie sê dit was peer pressure nie, want ek het nog steeds die besluit geneem, maar daar was 'n groepsgedeelte wat vir my belangrik was. Okay, na die tyd nou. Die eerste keer sal ek nou nie sê was 'n groepsding gewees nie, maar na die tyd was dit nou maar om deel te bly en deel te vorm van hierdie groep en ja, Sjoe. En wat is die dwelms waarmee julle dan nou geëksperimenteer het? okay, waaraan ek blootgestel, ek het al jou dagga gerook. Ja. Maar ek het nooit regtig baie lekker effekte uit dit uitgekry nie. Dit was vir my, ek het altyd of opgegooi of so dagga was nie regtig 'n ding vir my gewees nie. Alhoewel ek het al so 1 of 2 keer dit gerook. Die groot ding waaraan ek blootgestel was in die begin was dit cat en ook so nou en dan afhangende van wanneer en waar jy was, gedeeltes van die land, byvoorbeeld meer in Pietersburg, kokaine. Okay. En later van tyd het dit opgegaan na crystal meth. En so 2 jaar, ek was so 2 jaar wat ek al gebruik het, cat en kokaine en daai goedjies en toe begin dit nie meer vir my iets doen nie. En dit is toe ek nou oorgegaan het crystal meth toe en vir omtrent so 7-8 jaar van my lewe verder was dit net crystal meth gewees. Jo. Ja. En as ek nou reg kan verstaan, crystal meth is van die harde goed. Dit is moeilik om daar af te kom, ja. as ek reg is. Dis bitter moeilik. Ja. Okay. En ek dink nou gaan ek vir jou die vloer gee. Nou kan jy vir ons vertel presies hoe dit gebeur, wat was die effek gewees, hoe jou lewe in 'n downward spiral amper afgegaan het. En waar die Here jou gekry het. Nie dat die Here jou ooit verlaat het nie. Ja. Jy het dit vroeër gesê, dis eintlik jy wat die Here verlaat het, want jy was in die kerk, jy was betrokke in die kerk, maar dit was nie die cool groep nie, né? Yes. Die cool groep was daar buite onder die rugbypale en na die tyd in die kroeg en in die clubs en sulke goeters. Ja. So, vertel ons asseblief. En die rede hoekom ons dit doen, ekskuus ek net vir die gehoor sê, is daar's soveel jong mense wat in 'n plek sit waar hulle wil behoort. Jy weet, jy wil behoort en dan voel mens ek het self in my jong dae myself oorgegee aan drank en sigarette en daai goeters om cool te wees, om in te wees, net om ergens te behoort. Maar mens besef nie altyd die pad wat dit jou gaan vat nie. En Christian sit hier, vandag Geier sit hier en hy's 'n lewende voorbeeld van die genade van God. Yes. En die reddende genade van God. Maar dis moeilik om dit weer te vind as jy eers in daai downward spiral is. Ja. En daarom doen ons dit vir die jong mense daar buite, want prevention is better than cure op die einde van die dag. Okay, Christian, vertel ons asseblief. Okay, ek dink ons moet begin by eintlik maar die hoërskooltydperk. Toe ek begin het met hoërskool. Ek was in die beginfase van my hoërskoolloopbaan ek was 'n stoute seun. Ek was besig, maar ek was baie skaam geweest. Vir alles wat gekom het by meisies. En ek het nie gedink ek hulle dan mooi. Ja, Okay, baie nee, natuurlik, nee, definitief. Dis waarvoor ek bang was, is die feit dat hulle mooi was. Okay. Maar ek was baie skaam geweest in aspekte. Ek het altyd minderwaardigheid van myself gedink. Gedink ek is nie mooi genoeg nie of iets soos dit. En dit het my skaam gemaak teenoor veral meisies. Ek het goed oor die weg gekom met my vriende en ander seuns en dit, maar ek het baie in isolasie inbeweeg. So ek het nie regtig saam met mense gekuier as daar meisies betrokke was nie. Dit was nie noodwendig dat ek met een van hulle wou uitgegaan het of 'n ding wou begin het met een van hulle. Dis net ek was generally skaam geweest om meisies. Selfbeeldprobleem. Ja, jy kan sê selfbeeld, dit is dit. En so tot en met graad 10 toe ek een van my vriende my 'n dare gegee. Ek kan nie mooi onthou wat dit was nie, maar hy het gesê ek moet hierdie meisie gaan uitvra of met haar gaan gesels en haar dan uitvra en ek gaan gesels toe die een pause met haar en hierdie is
een van die tye in my lewe waar ek eerste keer vrees oorwin het, is toe ek oor daai faset kom van bang wees. Want in die eerste 2 minute toe sien ek maar die meisie is net soos ek. Sy's ook net 'n mens. Ja. En ja, die bed was nou alhoewel vir 'n bier, maar Ja. en die meisie was ook nie baie happy geweest toe sy dit uitgevind het nie. Maar dit het daai oordrags vir my begin waar ek uit my vrees uit begin het. En so toe het ek nou begin deel vorm van hierdie goeie cool dudes en die goeie groepie en ek is bekend in die skool. Ek's 'n goeie rugby speler gewees. Baie bekend in die skool gewees as 'n sportsman. En in die tydperk het ek ook God ontmoet. Graad 10 tydperk het ek 'n pel ontmoet wat betrokke is in die kerk, by die jeug betrokke was. En eendag het hy my jeug toe genooi en ek het hierdie storie baie gelike. Ek het die jeug storie baie gelike en ek is saam met hom jeug toe vir 'n tweede keer, vir 'n derde keer. En hierna so 'n paar keer het hy vir my gesê, "Hoor, wil jy nie een Sondag saam met ons kerk toe kom nie?" Saam met hom kerk toe gegaan en daar's een spesifieke gebeurtenis in die kerk wat my nogal getref het. Is die pastoor wat heidaglik daar was, het in die praise and worship het hy rondbeweeg en hy het net van die mense in die gehoor, in sy gemeente gevat en net liggies geskit om hulle los te maak. En ek het die storie so aangekyk en ek het gesê, weet jy wat, hierdie knaap moet my nie kom skit so nie. Ek nogal voorgesit ook, saam met my vriend. En die pastoor is hier verby my en hy kyk my net so aan en hy glimlag en hy loop weg en ek is soos hierdie ou hy moet nie aan my raak nie. Hy moet my nie seermaak nie. Ek is nie hier om seer te kry nie. Ek gaan vir hom piets met elmboog. En maar dis nou alles in my gedagtes wat ek hier dink. En hy kom vir 'n tweede keer verby my en hy staan stil en hy kyk net so na my toe en hy sê net vir my, weet jy wat, ek voel die Here sê ek moet vir jou sê, jy hoef nie bang te wees om seer te kry nie. God sal jou nooit seermaak nie. En hy draai om en hy loop weg en die musiek gaan aan en die praise and worship gaan aan en my mond hang op die grond. Want hierdie was 'n interne ding tussen my, God, maar wat ek vir myself gesê het. En dit het my getref. Dit het my getrek tot God toe. En ek het die hele tydperk het ek 'n goeie sterk verhouding met God gehad. Begin Bybel lees, begin bid en wat ek gelees het was vir my awesome geweest. Dit was vir my nice geweest. Ek was een van daai wat alhoewel ek stout was, het ek nog steeds in my toesigperiodes byvoorbeeld, het ek my Bybel by my gehad in my tas. En as ek moes gaan toesig sit het ek gaan toesig sit in die klas waar ek moes gaan toesig sit het en ek het Bybel gelees. So ek het 'n baie sterk verhouding met God gehad. En ja, toe kom die rugby en die cricket, die rugby en die kuier na die tyd en al daai goedjies. En stelselmatig het ek op 'n punt gekom waar ek moes gekies het. Dit is die een of die ander een. Ek kan nie albei wil doen nie. Ek kan nie in die helfte van die wêreld staan en in die helfte van geloof staan nie. Ek moet een van die twee kies. En ek het toe die verkeerde een gekies. Ek het toe gegaan na die ander kant toe en so lekker gekuier en ek was omtrent so 19, 18 jaar oud gewees. Daarom om en by wat ek die eerste keer blootgestel was aan dwelms. Ek onthou dit was 'n jaar nadat ek uit matriek uit is. Ek het nooit in skool die goed gedoen nie. Maar die jaar uit matriek uit, toe kuier ons eendag vir een van my beste pel eintlik, sy verjaarsdag. En ons het toe na die tyd toe gaan ons na sy huis toe. Toe kuier ons verder by sy huis en ek was op daai manier so gesyp gewees. Ek het so baie gedrink dat ek moeg geraak het. Ek wou nie meer verder kuier nie. Ek wil nou gaan slaap. En ek sê toe eventually vir hulle, hoorie so, ek gaan nou gaan slaap. Ek's moeg, ek kan nie meer verder nie. Ek gaan slaap. En een van my ander pelle wat saam met ons daar was, het gekom. En hy het saam met my ingestap huis toe en hy sê vir my, hoorie so, John, wil jy nog kuier? Ek sê ja, ek wil, maar ek gaan nie my tyd mors nie want ek's moeg. Ek gaan nie slaap raak. Ek gaan uitpassie. En soos ek sê, dis my beste pel, so ek het altyd 'n plek in sy huis gehad en die ander pel het toe nou saam met my gekom en hy het my gevolg en hy vra my, wil ek nog kuier? En ek sê ja, natuurlik, maar ek's moeg. En hy sê okay, hy het hierdie en hy wys dit vir my. Hy sê vir my dis cat. Dit is wat dit doen. Dit maak jou wakker. Dit is dwelms. Hy het vir my gesê dit is dwelms. Ja. So dit is nie dat ek blindeliks in iets vasgevang was nie. Ek het geweet wat dit is. Ek het geweet wat dit doen. Ek het net nie die erns van dit besef op daai oomblik nie.
En ek het die eerste lyn gesny wat ek in my lewe gesny het en yes, dit was awesome. Ek gaan nie lieg, dit was lekker. Dit was lekker. Ek was wakker. Ek was in 'n trance gewees. En van daar af was dit net daai een keer gewees en toe was dit elke tweede, derde naweek as ek lus was. En stelselmatig het dit so van elke tweede, derde naweek af na elke naweek se ding toe gegaan en van elke naweek af na elke dag se ding toe gegaan. En toe van elke dag af was dit omtrent so 2 keer 'n dag wat ek die pakkies, jou baggies, wat ook al jy dit nou wil noem, 2 pakkies 'n dag opgesnyf het, wat dit nie meer iets vir my gedoen het nie. En teen die tyd het ek al heeltemal wegbeweeg van God af. Ek het geweet wie God is. Obviously, maar ek het nie meer daai koneksie met hom gehad nie. Nie meer Bybel gelees nie, nie meer gebid nie. Soek tog gehad na Yes, God. ek het iets anders te gehad wat my geïnteresseer het. En ek sal dit nooit vergeet, ek het altyd gesê ek sal nooit in my lewe sterker goed gebruik soos crystal meth of heroin of daai goed nie. En die eendag bel ek toe die ou by wie ek my goed gekry het en ek sê toe vir hom, luister hierso, die goed wat jy vir my gee is nie goeie kwaliteit nie. Jy begin vir my swak kwaliteit gee. En hy sê vir my nee, dit is reg, hy sal vir my ietsie gee wat 'n bietjie skop het. En ek sê okay. En hy gee toe vir my iets en die eerste lyn wat ek gevat het van dit het my toe kon ek besef ek hierdie is iets anders. Hierdie is 'n lekker ding want hy het my weer op daai selfde level gehad wat ek die heel eerste keer was. En ek bel hom toe na die tyd. Ek sê vir hom, hoorie so ek soek nog van die goed want dit was lekker. En hy sê vir my dit was nou so 2 dae, 3 dae nadat ek dit nou by hom gekoop het, want hierdie het my nou 'n bietjie langer gehou omdat dit meer van 'n kiek gegee het as ek dit so kan sê. Toe erken hy aan my, toe sê hy vir my, okay, hoorie so, ek weet jy is nie 'n ou wat daai kant toe wou beweeg het nie, want ek het dit al vir hom gesê. Ek het vir hom gesê, jy gee nie vir my goed wat heroin of kristal ingemeng het nie. Ek soek nie daai goed nie. En toe sê hy vir my, okay, hierdie wat hy nou vir my gegee het hy bietjie gelys met crystal meth, want ek is te gewoond aan die cocaine of die cat en daai goeie. Ek is te gewoond aan dit. My liggaam begin dit anders op te vat. En in daai blindelikse oomblik toe sê ek vir hom, alright, sharp, dis reg. Gee net vir my daai goed wat jy vir my gegee het, want dit was lekker. En hy sê hy gaan nie vir my nog van dit kan gee nie, hy sal vir my crystal meth gee. En ek sê toe vir hom, is reg, bring die goed, want dit was weer die gevoel wat ek gehad het toe ek die eerste keer gebruik het. Ontsnapping wat jy gehad het. Yes. En ja, lang storie kort, ek het toe begin snyf, die crystal meth gesnyf. En vir die van julle wat nie weet, dit is basies 'n kristal. Ek weet nou nie. Ja. Dis 'n kristal. Ja. Dis soos 'n tipe van 'n kristalvorm. So al maak jy hom ook fyn, dit is nog steeds 'n baie gefynde kristalliet effek. Amper soos sout en daai goeters. Dis nie soos 'n poeier, soos 'n baba poeier nie. Nou, die goed sny en brand oral waar dit gaan, veral in jou ingewande. Ja, jou sinusse en goeters. En ek was op 'n tyd was ek by die dokter gewees wat my hierdie binnewandjie van jou neus, wat jy 2 neusgate, ek weet nie wat noem jy dit nou medies gesproke of biologies gesproke nie, maar daai middelste vliesie wandjie wat hy so dun was soos papier, soos wat my neus al weggebrand het. Van die kristal. En die dokter het geweet van my storie, hy het geweet ek is verslaaf aan dwelms. Obviously altyd probeer help, maar kan mense forceer nie. En hy het vir my gesê die goeders wat jy gebruik, dit is wat jou neus so aantas en wat jou neus so maak. En hy het vir my 'n room gegee. Ek gaan nou nie sê wat se room dit was nie. Maar ek sal na die tyd vir julle sê, maar hy het vir my 'n spesifieke roompie gegee, wat ek in my neus moes gevryf het. En eventually toe ek maar besluit weet wat losie gesny vir hy. Ek sien baie van die ouens rook die goed. Toe was ek nog half in hierdie groepie gewees. Die koelgroep, né? Nie meer die koelgroepie is nou na skool, die beweeggroep. Dis die druggie groep nou. Dis nou die druggie groep. Want baie van die ouens wat deel was van ons oorspronklike groep van rugby en dit is ouens wat nie die besluite geneem het wat ons geneem het nie. Dis ouens wat nie wou te doen gehad het met dwelms nie. Wat nog steeds gaan kuier het, maar hulle wou nie die besluite neem wat ons geneem het nie. En so kan nie sê dis die cool groep nie, want dis eintlik maar afstingeling van die groep waarin ek was is nou maar net die druggies, die dwelmgroepie.
En ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het baie saam met die ouens gekuier en hulle het eendag toe sê hulle ons gaan nou na 'n plaas toe gaan. Ons gaan eers iets gaan koop en dan gaan ons na die plaas toe gaan en ons was op die bakkie gewees, 2 karre, ek kan nie die logistiek onthou nie, maar daar was 'n kar en 'n bakkie of so iets. Maar ons almal is hier uit na 'n plaas toe. En ek vra toe vir hulle, wat gaan ons hier maak? Hulle sê nee, ons gaan maar net 'n bietjie rondloop op die plaas en ek het nou maar verneem dis een van die ouens hier se pa se plaas of so iets. En in die oomblik wat ons op die plaas is, besef ek maar hierdie is nie hoekom ons eintlik hier is nie. Want die ouens is hier om staal te steel, om te gaan verkoop vir geld vir dwelms. En dit het nie reg gesit met my nie. Ek is jammer, ek mag dalk 'n druggie wees, maar ek's nie 'n dief nie. Ek kan nie ander mense se eiendom steel nie. En dit het nie reg gesit met my nie. Ek het dit nie baie gelike nie. So elke keer as hulle gesê het hulle gaan nou na 'n plaas toe, dan het ek 'n verskoning opgedink of iets, ek moet nou huis toe gaan of iets soos dit. En dit het my eintlik benadeel op in die aspek van want dan het ek nie dwelms by my nie. En so het ek later van tyd het ek al wegbeweeg uit die groepie uit wat ek self my dwelms gekry het. As ek nie saam met die groepie was nie, het ek self gekry en dit het my in 'n baie diep isolasie ingedruk want toe het ek heeltemal eintlik wegbeweeg van die groep af. En ek was op my eie gewees. Nog steeds uitgegaan en gaan kuier by die kuierplekke en al daai goeters, maar die mense wat ek daar ontmoet het, is die mense saam wie ek gekuier het. Ek het nooit saam met iemand uitgegaan nie. Baie keer het iemand my ook gevra, "Saam wie sê jy?" Sê ek, "Nee, ek sê alleen. Ek kuier saam met almal." Ja. En dit het my in 'n baie diep isolasie ingedruk vir 'n hele paar jaar. Ek het ander verslawings ook gehad, nie net dwelms nie. Hoofoorsprong van dit was dwelms, maar een van die ander groot goeters wat ek gehad het was pornografie. Pornografie was een van die wille dinge buiten dwelms in my lewe. Wat ek collections gehad het van hardeskywe vol pornografiese video's wat ek aande net gelê het en pornografie gekyk het en afgelaai het en op hardeskywe gestoor het. Ja, dis een van die ander dinge waar ek baie dankbaar is in my lewe is daai spesifieke area is ook weg uit my lewe uit. Ja, dis nie nice. As ek dink baie terug en dink ek kyk die dwelms en dit was fyn geweest, maar die dinge wat ek ook gedoen het buiten dwelms. En om julle 'n idee te gee, ek het so 4 hardeskywe gehad. Een was 'n 1 terabyte hardeskyf, die ander een was 2 was 'n 500 gigabyte hardeskyf en die ander een was 'n kleintjie geweest. En die goed was vol pornografiese video's. Nie 1 of 2 nie, ek praat van 'n hele paar honderd. Ek het genoeg materiaal gehad om dalk my eie channel te begin op een van hierdie webtuistes en dit. So ja, dit was 'n ander verslawing ook in my lewe gewees. Ja, dis nou alles die gevolg van verder van God af beweeg. Yes, definitief. En alles word 'n kruk. Ja. Alles word 'n kruk. Maar ek hou van wat jy gesê het van wanneer jy op die plaas gekom het, dit nie goed by jou gesit nie. So dit wys net vir my God was nog steeds daar, né? Jy was nie daar nie, maar hy was daar. Ekskuus, ek val jou. Nee. Ja. Dis ek bly jy sê dit want baie keer nou as ek terugdink aan die gebeure in my lewe, dan dink ek terug. Ek het alhoewel nie gesien God is daar nie, maar God was daar. Hy was nog steeds daar vir my gewees. Een van my pelle sê altyd wat ook hy het nou nie die paadjie gestap wat ek gestap het nie, maar hy het heavy gedrink. Hy sê ook vir my as hy net terugdink aan sy lewe en hy sien hoe God hom beskerm het terwyl hy bestuur het. Want hy was bietjie erger geweest op die drankgedeelte. Dan besef hy God was altyd daar vir hom geweest. Een van my goeie pelle wat ook nou pastoor is awesome. Maar om terug te kom by die dwelms en die storie, die isolasie het my toe nou bietjie dieper en dieper ingetrek en ek het aande deurgesit en gerook, crystal meth. Werk toe gegaan, huis toe gekom, myself in my kamer toegesluit, gerook, pornografie gekyk, goed afgelaai van die internet af. Klomp, dit was 'n endless circle geweest om dit so te stel. Ek het nog steeds 'n standvastige werk gehad. Ek het my vakleerlingskap gedoen. Ek het gekwalifiseer as 'n elektriesien. Deur hierdie tydperk, hoe ek dit gedoen het, is net God se genade alleen. Ek het 'n werk gekry, gelukkig, en ek het tussenin het ek gedeeltes gehad
van my lewe waar ek besef het dit is probleme en dan probeer ophou het en dan weer teruggeval het en dan weer besef het dit is 'n probleem, dan probeer ophou het. En een van die gedeeltes was in my eerste jaar van my vakleerlingskap, toe ek begin het met my vakleerlingskap. Toe het ek basies die 6 maande in my kamer deurgebring deur die oggende, bietjie gaan werk, teruggegaan kamer toe, gaan werk bietjie. En ek het uit die 100, ons het 112 of so iets modules gehad wat ons in die 6 maande moes gedoen het ek omtrent so 18, 19 gedoen in die 6 maande. En ek het November, Desember, ja aan die einde van ons tydperk van ons eerste fase van die teoretiese gedeelte, volgende jaar Januarie moet ek nou terug gaan myn toe om te begin met my prakties, maar ek het nog meer as 90% van die modules oor om te doen. En ek het toe in 'n paniek begin raak en ek het toe na my training manager toe gegaan en vir haar gesê, hoor hierso, ek het probleme in my lewe en hierdie is 'n probleem, dwelms. So die myne toe nou betrokke geraak, my HR het myn toe gekom, en ja, ek was vir die eerste keer na rehab toe gewees in my lewe, en ek het uit die rehab uitgekom, was vir 'n hele rukkie was ek standvastig gewees, maar die groot ding van hierdie gedeelte wat ek so standvastig was in my lewe, ek was standvastig sonder God. Ek het nie terugbeweeg na God toe nie. Ek was omtrent so jaar en 4 maande wat ek skoon was, wat ek nie gebruik het nie. Wat nadat ek uit rehab uitgekom het, wat ek my lewe weer op trek gekry het, maar God was nog steeds in die agtergrond. Ek het nog steeds nie terugbeweeg in God se rigtinge nie. En ek het weer geval. Kan nie presies onthou hoe dit was nie. Dink was 'n spur of the moment kuier wat ek saam met pelle gehad het, wat ek gedrink het, maar ek het weer teruggeval. En ek is weer in dieselfde grip ingewees. Ek het weer myself begin isoleer, weer begin net fokus op dwelms. Dit was 'n trend vir my gewees. Dit was 'n rook in die oggende, gaan werk toe. Ek het nooit by die werk die goed gebruik. Ja, dit is een ding wat ek sal sê, ek het nooit by die werk, alhoewel ek nie 10-4 was by die werk nie, het ek nooit by die werk, ek het goed nooit saam my gevat om by die werk te gebruik nie. En dan het ek teruggekom huis toe, dan het ek weer gebruik, dan het ek aangegaan, so die hele, en ek praat van 'n tydperk van so 3-4 aande aan een. Sonder om in isolasie. Ja, heeltemal in isolasie, van depressie. Yes, sonder om te slaap. En dan op 'n maandag, op 'n Vrydag sal ek byvoorbeeld wanneer almal nou gaan kuier, dan sal ek nou by die huis kom, ek sal wel dwelms gebruik en dan klats ek net uit, dan paas ek uit. Dan slaap ek vir 'n dag, 2 dae aan een. En dan moet ek weer maandag opstaan, werk toe gaan. Dit het in 'n tydperk het dit baie rof geraak waar ek die laaste paar jaar het ek 'n paar keer verslaap. Wat die een vriend saam wie ek gebly het op 'n tyd wat hy my moes wakker maak het 8:00 die oggend, want dan ek byvoorbeeld ek moet so 5:00 opstaan, dan ek byvoorbeeld so 3:30 se kant aan die slaap geraak of uitgepaas as gevolg van my liggaam wat te moeg is. Dan kom maak hy my wakker, dan my baas hom gebel om my te soek. Dan kry my baas my nie in die hande nie, want my foon lê net langs my. Ek hoor dit nie. En dan hier so 2020 omtrent 2020 toe gaan ek ook na my baas toe. Toe sê ek vir hom, okay, hoor hierso, ek het 'n probleem met dwelms. En hy het my in kontak gesit. Ekskuus. Hy het my in kontak gesit met 'n jeugpastoor, eintlik 'n pastoor, maar hy's 'n jeugpastoor in Potties. Ons het van daar af het ons bietjie gechat, ek en die ou, en ons het dit het goed gegaan. Vir so 6 maande uit ook. Dis die eerste keer waar ek besef het wat se impak drank kan hê saam met dwelms. Want hy het ook vir my 'n challenge gegee. Hy het vir my gesê, weet jy wat Geier, sit bietjie die drank weg vir so 'n maand. Kyk wat doen dit na so 'n maand. En ek het vir 'n maand lank die drank weggesit. En hy het gesê, okay, probeer nou nog 'n maand. En in daai tydperk was ek vir so 6 maande wat ek skoon was, sonder drank, sonder dwelms, en dit was amazing. En hier het ek half weer 'n konnektasie begin kry met God. Dit was baie klein geweest, maar ek het half hier weer in daai selfde rigting in beweeg met God as wat ek in my jeuglewe gehad het. En
die ou het ongelukkig moes hy verhuis het, hy het 'n pos gekry by 'n kerk buite in 'n ander dorp en hy het verhuis en ek het vir so 'n paar weke, so 2-3 weke het ek nog steeds aangegaan en goed aangegaan en ek het net naderhand besluit weet jy wat kom ons try weer een keer. Een keer gaan nie skade doen nie. En dis daai een keer wat die skade gedoen het. En ek het weer een keer opgetel en ek het weer dwelms gebruik en dit was terug in dieselfde endless cycle in. Dit nou obviously 'n paar dae gevat voordat jy nou weer rock bottom geslaan het, maar weer terug in dieselfde endless cycle in van staan op, gaan werk toe, ruk jouself in 'n koma in. En ek het in 'n donker tydperk van my lewe in beweeg na daai tydperk. Hierdie was seker een van die donkerste areas in my lewe. Want paranoia het ingeskop. Ek het gevoel almal stoot my weg. Niemand is daar vir my nie. Almal is teen my, die wêreld is teen my. Verhoudings is verbreek. Yes. Niemand wil iets met my te doen hê nie. Maar terselfdertyd wil ek nie my verhouding met dwelms laat gaan nie. So ek kan nie Alwaarop jy kan staat maak, is Yes. alwaarop jy kan leun is die dwelms. Yes. En daar was 'n punt in my lewe waar ek dink dit was vir my ma wat ek gesê het, ma, ek weet nie wat die toekoms, hoe die toekoms lyk nie. Ek is bang want ek weet nie wat vorentoe lê nie. Ek weet nie meer hoe dit is om normaal te lewe nie. En as ek nou praat van normaal lewe, praat ek van 'n gesonde leefstyl saam met 'n nigter denke. verhouding met God, verhouding met mense. Want op daai alhoewel ek verhouding met mense gehad het, ek was baie limited tot dit gewees. Miskien my ma, my pa, my broer. En nou en dan as ek gaan kuier het ek saam met mense gekuier, maar ek was 90% van die keer het ek myself so geïsoleer dat ek nie meer weet hoe dit is om met mense in kontak of 'n verhouding met hulle te hê nie. En ek het my ma gesê, weet maar, dis die ding waarvoor ek die bangste is. Ek weet nie meer hoe om normaal te lewe nie. En daar was so hulle het geweet van jou dwelms. ja, hulle het van 2000, hulle het 'n groot gedeelte van die tyd hulle geweet van my dwelms. Hulle het van die eerste keer wat ek rehab toe was, het hulle al geweet daarvan. Yes. En obviously het hulle geweet ek is skoon, maar hulle het nie dadelik geweet elke keer as ek geval het nie. Hulle kon dit naderhand in my patrone en in my houding sien en al daai Julle goeders. verhoudings. Ja, ook in ons verhouding sien. Ek het baie een van die dinge waar ek die spytste is as dit kom by dit is die maniere hoe ek op my ma uitgelash het. Soos ek sal nou nie gevloek het en geslaan het en dit nie, maar ek sou op haar geskree het en gesê het, gaan weg. Ek soek nie hier nie. Sy het byvoorbeeld, ek het op 'n tydperk het ek weer ingetrek by hulle. Dan sou my ma kom kyk het, sy sou die kamerdeur oopmaak of sy sou geklop het eers. Sy sou die kamerdeur oopmaak om te kyk of ek alright is. Ek meen nou dat ek nigter daaroor kan dink, besef ek my ma het net kom kyk, is ek nog fine? Want hulle het geweet wat gaan aan. Maar ek het dit gedink, in daai oomblik het ek gedink, wie wat hulle check op, hulle spy op my. Hoekom moet sy nou in my kamer en ek het dit altyd in die verkeerde maniere opgevat. En my ma is een van die mense wat ek die slegste hanteer het van my familie, as ek dit so kan stel. Tussen my ma, my pa en my broer. Is my ma die een wat ek die slegste hanteer het. In sin van ek het baie uitgelash teenoor haar, ek was baie aggressief teenoor haar. Waarskynlik omdat sy die een was wat ek sê nie die ander het nie omgegee nie, maar wat die meeste omgegee het en ingecheck het. Kyk, my pa en my broer, ek moet sê dis die een ding wat my nog vas of vesting gegee het, was die support wat ek nog steeds van my ouers en my broer af gekry het. Hulle was incredible geweest in my lewe en dis die een ding waar ek baie bly is en baie dankbaar vir is. Ek sien baie mense se ouers, baie kinders, baie jonger kinders wat ook nou nog in die dorpe is, se ouers wat net niks met hulle wil te doen hê nie. Baie van hulle verwerp hulle omrede hulle besteel word en hulle ly skade, maar baie van die ouers verwerp net hulle kinders omrede hulle net nie meer, hulle wil nie meer daai kind hê nie, want die kind is 'n boggerop nou. En verleentheid. Yes, verleentheid, meer van 'n verleentheid. En ek moet sê my ouers was nog altyd daar vir my gewees. Alhoewel hulle nie altyd saamgestem het nie, hulle was nie happy met my nie. Hulle het my nooit verwerp nie. Hulle het nooit gesê ons soek jou nie meer nie. Ja.
So ja, in daai tydperk het ek baie met my ouers begin praat. Baie, ek wil amper sê, verskuilde spraak wat ek in puzzles gepraat het. Dit was baie moeilik om my te verstaan. Want ek het baie keer snaakse goed vir hulle gesê, nie snaakse goed nie, maar in snaakse maniere goed vir hulle geïllustreer. Soos byvoorbeeld die gedeelte wat ek vir my ma gesê het, ek weet nie hoe om normaal mee te lewe nie en dit. En my broer het eendag vir my kom vra, wat probeer jy vir haar sê? En ek sê vir hom, ek weet nie meer hoe dit is. En toe het ek net die woorde geuiter, ek weet nie hoe om normaal mee te lewe nie. Ek is bang vir dit. Ek weet nie wat die toekoms hou nie, want ek weet nie hoe dit is om normaal te wees nie. En ja, toe stelselmatig het ek so begin met hulle praat en my ma toe met my huidige pastoor het sy met hom begin in kontak tree en so het dit aangegaan vir so 2-3 jaar wat ek heavy erg in 'n donker groef was. Ek het my nie 100 heeltemal geïsoleer nie, maar ek het gedeeltelik geïsoleer. En toe hou ek op. Ek kan nie onthou hoekom. Daar was 'n gedeelte wat ek net besluit het, weet jy wat, ek's moeg. Ek kan nie. Dis toe die pastoor in die prentjie inkom. Die pastoor het my eendag het hy my 'n boodskap gestuur het vir my gesê, Geier, kom sien my wanneer jy reg is. Ek wil vir jou bid en ek wil met jou praat. Ek wil vir jou sê die Here wag vir jou. En ek het die boodskap so gelees, ek het hom gesê, dankie oom Mike, dis reg. En ons het toe eventually by mekaar uitgekom en ons het begin praat en ek het alweer stelselmatig daai verhouding met God gebroke gesoek. Want ek het nie geweet hoe om dit mee te soek nie. Maar ek het op 'n manier het ek dit reg gekry. En op 'n manier het ek myself opgetrek uit hierdie duisterheid waarin ek was. Wel, was nie ek, dit was God, maar ek het op 'n manier die pad gevind na hom toe. En ek het weer betrokke raak, ek was weer betrokke in die kerk. Ek het weer my lewe op standaard gekry. Yes, ek het so bietjie gebruik, dan hou ek weer op, dan val ek weer so vir so 'n week of 2, dan hou ek weer op. En toe kom daar 'n tydperk in my lewe wat ek so met die verhouding wat ek begin bou het weer met God, wat ek in die kerk is, wat ek met my ouers in kontak is verder en met hulle gesels en die verhoudings om my het ek stelselmatig begin herbou. En toe begin ek besef, maar dit is nie eintlik so moeilik nie. Dit is nie moeilik om normaal te lewe nie. En ek het toe die dwelms een kant toe geskuif. En dit is toe ek haar ontmoet het. My vrou, ja. Dis toe ek my vrou ontmoet het. Daai tyd was dit net 'n meisie gewees, saam wie ek wou gekuier het en ek het nog lank voor die tyd het ek altyd vir haar stiefpa gesê, want hy het saam met my gewerk as elektriesien op die myn. En ek het altyd vir hom gesê, wanneer gaan ons braai? Sê nee, ons kan 'n bietjie een reël. En sê ek, ja, ek wil net 'n bietjie by jou dogter kuier. En dan skel hy my eers daar en sê ek vir hom, luister my oom, ek sien jou nou vandag eendag vir een ding. Ek gaan eendag met haar trou. En dit was 'n gemokkery. Ek het met hom gespot. En hier sit ek het vandag getrou. Maar toe het ek haar ook ontmoet. En ek het weer normaliteit in my lewe begin kry. En ek het aangegaan, ek het sy uitgekuier, ek het weer my verhouding met my werkskollegas 'n gesonde verhouding begin groei. My verhouding met God was gesond. Ek het weer in die jeug begin betrokke raak. Ek was saam met die vriend van my wat ek gesê het ook 'n pastoor is. Hy was die jeugpastoor daai tyd. Ek het saam met hom in die jeug begin beweeg en my lewe het begin uitkyk na 'n baie goeie lewe toe. Yes, toekoms toe. En ek sal dit nooit vergeet nie. Maart maand 2022. Toe skeer ek my patellaire tendon met rugbyproewe. En rugby is nog altyd al die jare lank was rugby een van my passies gewees. Baie streng. Ek speel al vandat ek 5-6 jaar oud is, speel ek billetjie rugby. Dit was 'n baie groot passie in my lewe. En ek het geweet my rugby is verby. En ek sal nie sê dit is die upset wat my gelei het daartoe nie,
maar dit is my persoonlike trigger, dit was die jammer trigger. kry. Ja, ek het myself jammer gekry want ek gaan nou nooit weer kan rugby speel nie. En toe ek uit die hospitaal uit is en ek sal dit nooit vergeet nie, ek het hierdie mentally self in my brein al voorberei. Wat ek was in die hospitaal, toe ek weet ek word nou ontslaan. Toe het ek al daai selfde dag besluit, okay, as ek nou by die huis is en ek is alleen, bel ek en ek gaan dwelms kry en ek gaan gebruik. En ek was vir so 'n paar maande wat ek skoon was. Ek dink was so 9, 8, 7, 8 maande wat ek skoon was. En ek gebruik toe. En daar was omtrent so van Maart tot Augustus was daar 'n baie weer vinnige downward spiral wat afgegaan het en tot in die duistering was. Wat ek die eerste keer gebruik het en van daar af tot ek weer net reg om my niemand almal weggestoot, insluitend my vrou wat daai tyd my meisie was. Jy was kwaad. Ja, en ek het weer almal begin wegskryf en ek het net gefokus op een ding, dit was dwelms, dit was crystal, gerook, dit is al wat vir my lekker was. En dit is die ding van dit is baie vasgrypend. Veral goed soos crystal meth en heroin. Dis baie vasgrypend. Dit gryp jou baie diep vas. En ek sal dit nooit vergeet, ek het baie keer aan lê langs my meisie wat nou my vrou is, dan kuier sy by my, dan slaap sy by my. Dan draai ek op my sy en dan speel ek games op my foon want ek soek net daai isolasie. Ek soek nie iemand om, ek soek eintlik daai isolasie. En ja, een van die redes hoekom ek met haar getroud is omrede sy net nooit besluit het om op te gee op my nie. Sure. Sy het gestiek. Ander het en ek neem hulle nie kwaadlik nie. Neem nie ander verhoudings wat ek gehad het kwaadlik dat hulle wegbeweeg het nie, maar my vrou het besluit sy gaan nie opgee op my nie. Ek sal nooit vergeet die eendag het sy dit eintlik vir my gesê. Sy het vir my gesê ek soek weer my kerel terug. Ek mis my kerel en daai het my diep tussen die oë geslaan. En ek het toe gekom op 'n punt waar ek besef het wat ek doen is nie reg nie en Augustus, die 6de Augustus 2022, die datum sal ek vir altyd in my lewe onthou. Was ek uitgeroep myn toe, ek was op bystand gewees. Ek was uitgeroep myn toe. Het nie baie geslaap nie want ek het gebruik. En ek het op die myn gekom en ek was half in 'n paranoia frenzy gewees. Want almal is op my case, wanneer gaan hierdie masjien nou reg wees? Wanneer gaan ek hierdie ding klaar hê? Almal is druk, hulle pressurize my om die werk vinnig klaar te maak want die produksie moet loop. En ek het net in daai oomblik 'n panic attack gekry en in my bakkie geklim gery en vir my assistent wat nog saam met my gewerk het, ek gesê, weet jy wat, ek gaan net gou uitry, wil jy saamkom? Toe sê hy nee, hy sal bly. Toe ry ek uit, toe bel ek my baas en terwyl ek uitry, uit die put uitry en my baas bel, toe sê ek vir my baas net in trane. Of ek het voordat ek hom bel, toe bid ek, toe sê ek, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan hierdie nie meer doen nie. Ek gaan iemand doodmaak. Of myself of ander mense, maar ek kan hierdie nie meer doen nie. As jy die mynbedryf ken, sal jy besef die mynbedryf is nie 'n veilige area altyd om in te werk nie. Daar's nie plek vir foute nie. Daar's nie Presies. ruimte vir foute nie. Yes. Presies. En ek het vir 'n baie lang tydperk as 'n dwelmverslaafde op die myn gewerk. Daai kans gevat vir daai foute en daai dag het ek net besef maar dit was meer as gevolg van paniek en anxiety en vrees, maar ek het in daai oomblik toe ry ek en ek bid en ek sê Here, ek weet nie wat die toekoms hou nie, maar ek kan nie meer so aangaan nie. En ek bel my baas en ek sê vir hom, weet oom wat, ek sal my bedanking maandag insit, maar ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie. En hy vra vir my, Geier, wat's fout? Ek sê vir hom, ek het weer geval. Ek is heavy, erg in 'n groef. En hy sê dit is reg en ek moet sê die baas van my het ek baie respek vir. Dis een van die support structures heidaglik in my lewe wat ek baie cherish in my lewe. Hy het my gesê dis reg. Waar's ek nou? Ek sê vir hom ek is hier en hy sê ry net tot daar. En hy praat met my en hy hou my kalm en hy vra as daar iemand wat my kan kom haal. Ek sê ja, my vrou kan my kom haal. En sy kom haal my en hy stuur toe iemand anderste in om die werk by my oor te vat. En hierdie dag sal ek nooit in my lewe vergeet nie, juis as gevolg van hierdie man wat hy gedoen het. Nie my baas nie, die man wat moes inkom om nou oor te vat by my. En jy verwag altyd mense gaan jou uittrap en jy gaan eers daai geskree kry en al daai goeters. En
toe die ou ingery kom, hy klim met sy bakkie uit, hy kyk my net so aan en hy skud sy kop vir my, terwyl hy na my toe loop en ek sê vir hom, ja, sê wat jy wil sê, ek weet ek is 'n boggerop. 'n ander taal gebruik, maar ek sê vir hom, ek weet ek is 'n boggerop. Hy skud dit sy kop so en hy sê, moenie ooit so praat nie. En hy gryp my net en hy gee my 'n drukkie, maar hy hou my vas en die liefde wat ek in daai oomblik ervaar het, was vir my insane geweest. En ja, daai se dag wat vir die res van my lewe by my sal sit is net hoe kan iemand die tipe compassion hê vir iemand wat so boggerop is, vir iemand wat sy lewe bly weggooi. Het ek net ware liefde in daai oomblik gevoel. Sure. En ek weet dis absoluut die Here, maar dit was vir my die awesomeste wat ek nog ooit in my lewe gevoel het, was daai liefde wat hierdie ou my vasgehou het en my net 'n drukkie gegee het en vir my gesê het, moet nooit so van jouself praat nie. En dit was dit. Ek het hom gehelp die goed oorlaai van die een bakkie na die ander bakkie toe. Ons het die bakkie daar gelos. Hy het my gaan aflaai by die hek en ek het gewag vir my vrou. En toe kom dit nou by 'n hearing uit. Van die myn, ek mag nie myn toe gegaan het nie. My company, ons moes eers 'n hearing gehad het. Ek het dit dalk ook misverstaan in die tydperk, maar hoe ek dit verstaan het is, het hulle vir my gesê ek moet gaan voorberei, hoe gaan ek myself help? Wat gaan ek doen om myself te kan help? Ek het nie gedink dit gaan 'n dismissible hearing of 'n hearing as 'n dissiplinêre hearing wees nie. Maar ek kon dit ook verkeerd verstaan het. In alle eerlikheid. En ek het toe so lertjie bymekaar gaan kry en ek het 'n program begin. Wat ek tot en met vandag toe doen ek nog steeds daai program. Dis 'n aanlyn program. Dis nie net aanlyn nie, dit was nou deur COVID, of net na COVID? Ja, dis na COVID. Dis 2022. Okay. Ja, net na COVID. Toe begin ek met die program. Nou die program wat ek mee begin het, die rede hoekom hy aanlyn was, dis 'n welbekende program wat eintlik in die stede is, wat by mekaar kom. En die rede hoekom die program online was juis as gevolg van COVID, hulle kon nie by mekaar kom. Dis waar kan die COVID kom. Yes, ja. En die program het toe nog steeds aanlyn gevestig, omrede die getalle so groot was van die program. Ek meen hulle het mense begin kry van Limpopo af, wat nie hierdie areas het waar hierdie program meetings betrokke is nie, wat aanlyn meetings doen. En ek is tot en met vandag toe nog steeds betrokke met die aanlyn van hierdie program, want dit is een van die goed wat my tot die punt gebring het om my lewe te verander. Ja. En ek het begin met die program, ek het vir hulle statistieke gegee van die program, vir my werk nou met my hearing, maar 5 minute in die hearing het ek klaar besef, het ek geweet, hierdie is 'n hearing, ja, hierdie is 'n hearing om my te fire. Dis nie 'n hearing om my te help nie. En ek is ongelukkig 'n baie realistiese mens en 'n baie eerlike mens. As ek in die moeilikheid is, dan speel ek oop kaarte. En maar oor die algeheel is ek 'n baie eerlike mens. En ek sal dit nooit vergeet, hierdie vrou van die dissiplinêre komitee het my na die tyd net aan die einde van die hearing gevra, kan ek beloof dat ek nooit weer sal gebruik nie. En ongelukkig is ek 'n baie groot realist. En ek sal selfs vandag daai belofte kan maak, nee, ek kan jou dit nie beloof nie. Selfs 3 jaar na dit, sal ek nog steeds vir jou kan sê, nee, ek sal dit nie vir jou kan beloof nie, want ek is ongelukkig realist. En ek weet, die kans is altyd daar. Dis hoekom ek so op my hoede moet wees. Dis hoekom ek altyd nog steeds in die program is. Yes, en ek moet nog steeds bid, ek moet nog steeds by God bly. Ek kan nie een keer dink ek is beter of sterker as addiction nie. Want addiction is rof. Net in God. Dis God wat jou daai oorwinning gegee het. Yes. En ek het vir haar gesê nee, ek kan nie. Ek kan nie vir jou beloof dat ek nie weer gaan gebruik nie. En ek dink dit is die ding wat haar laat besef het of laat besluit het, die werk kan my laat gaan. Hulle het nie nodig om my te hou nie. Maar dit het nou eers 'n bietjie later gekom wat hulle die besluit geneem het. En ek is uit daar by die hearing by my baas se huis en hy het vir my gesê, Geier, maak nie saak wat gebeur nie, hou net aan. Nou die baas waarvan ek praat is nie die groot baas nie, is die site manager hier met wie jy op die foon was. Yes. Ja. Hy het vir my gesê, Geier, jy lyk goed, want op daai oomblik het ek goed gedoen in die program. Hy het my gesê, jy lyk goed. Hou aan met wat jy besig is. Maak nie saak wat gebeur nie, hou aan waarmee jy besig is. En ek sê vir hom, is reg oom. En ek gaan aan en ek gaan huis toe.
En hierdie dag was een van my kosbare dae in my lewe, in my verhouding met God gewees. Ek het by die huis gekom en ek het besef, ek gaan my werk verloor. Dit is nie dat ek, maybe, dit was 'n besef gewees, dat ek geweet het, ek gaan gefire word. En ek het begin bid, en ek het op daai oomblik weer terug in my ma se huis ingetrek, en ek was vir daai tydperk weer daar by my ouers gewees. En ek is in my kamer, besig om te bid, en my vrou, het toe huis toe gekom, my meisie, het toe huis toe gekom, van werk af, lunchtyd, en ek is net in my kamer, besig om te huil, en te praise and worship, en te bid. En ons het nie 'n woord gepraat daai dag met mekaar nie. Sy het ingekom, sy het op die bed geklim, sy het my vasgehou, vir so 45 minute lank, sy het my 'n drukkie gegee, sy het opgestaan, en sy het gery, en sy is terug werk toe. Ons het nie 'n woord vir mekaar gesê nie. Ek het net gebid, en ek het net gehuil, en ek het net musiek geluister, ek was net in die teenwoordigheid van God gewees, en ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het daai dag op my knie gegaan. En ek het vir die Here gesê, ek weet nie wat die toekoms hou nie. Ek is baie bang, en ek weet nie wat gaan kom nie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ek kan nie verder aangaan met die lewe wat ek het nie. En ek het vir God gesê, weet jy wat? Hou my net sterk, dra my deur, en asseblief moet nooit die aangesig van my af wegvat nie. Nooit nie. En man, God is amazing. En van daai dag af, het ek net elke dag meer en meer in God se teenwoordigheid beweeg. En ek het een keer van daai dag af, ek sal nooit vergeet nie, my hearing was in September gewees. Ek het een keer van daai dag af, het ek geval. En ek het iets gekoop, en ek het een keer iets gerook. Dit was 'n hele pakkie gewees. Ek het een stuk gerook. En ek het dit gaan weggooi. Ek kon nie meer nie. Ek kan omtrent uit so 'n pakkie uit, kan ek omtrent so 15, 20 keer rook. En ek het een keer gerook en ek het dit gaan weggooi. En ek het van daar af nooit weer in my lewe enigiets opgetel nie. Obviously, dis God se liefde, dis God se genade, dis sy verlossing wat my gered het. Ek as mens het dit al soveel keer self probeer. Ek het opgestaan en dan het ek geval, en ek het opgestaan en ek het geval. En ek het my werk teruggekry. So. Hulle het my gefire. Ek spot altyd so, ek sê, ek is een van die enigste ouens wat in die geskiedenis al gefire is en gerehire is deur dieselfde maatskappy op dieselfde dag. Ek spot altyd so, want die maatskappy het grond gehad om my te termineer, my kontrak te termineer by hulle. En my baas het my laat weet, hy het my gesê, Geier, jy moet 'n bedankingsbrief inskryf. Hulle gaan jou eerder die kans gee om te bedank, in steede van om jou om te fire. Laat dit nie jou so sleg laat lyk nie. En ek sê nee, dit is reg. En daai selfde dag wat hy my gebel het, het ek my bedankingsbrief geskryf. En ek het daai dag toe ek ook gebid, ek gesê, Here, ek weet nie wat kom nie. Ek is bang. Ek is bang. Ek meen, vir my om nou te gaan kyk vir 'n nuwe werk is moeilik. In vandag se lewe is dit moeilik om werk te kry. Ek het my bedankingsbrief geskryf, maar ek het hom nog nie gestuur nie. En so 'n paar dae, vir 3-4 dae daarna, toe bel my baas my weer en hy sê vir my, Geier, ek kort jou bedankingsbrief. Ek moet hom indien, laat ons die proses kan aansit, laat jy jou exit medical kan doen by die myn. En ek sê vir hom, dis reg oom, ek het hom klaar geskryf. Ek sê toe vir hom, ek het hom klaar geskryf. Ek het hom net nog nie gestuur nie. Iets hou my terug om hierdie ding vir jou te stuur. En ek weet nie hoekom nie. En daar was regtig iets wat my terughou het om my bedanking vir hom te stuur. Dis nie dat ek vergeet het nie, want ek het elke dag die brief raak gesien. En hy laat weet my toe, hy sê toe vir my die volgende dag, bel hy my, hy sê toe vir my, okay, nou moet jy gaan, nou moet jy vir my 'n brief gaan skryf, wat jy aan al jou kollegas, wat ek vir hulle gaan gee, hulle moet dit lees. Jy gaan nou 'n brief skryf aan die ouens saam wie jy werk. En ons was 'n klein groepie gewees, ons was in totaal, buite myself, was ons 5 gewees. Saam met my was ons 6 gewees. Ek moes vir hulle nou 'n brief geskryf het. Wat aangaan, wat is ek besig om in my lewe te doen, dat ek jammer is, en ek het
mooi genuine en dis nie 'n brief wat ek geskryf het wat ek net 'n paar woorde aan mekaar gegooi het nie. Ek het actually genuinely uit die hart uit geskryf. En hy het toe vir my gesê, okay, so 'n week daarna toe bel hy my terug, toe sê hy vir my jy moet Dinsdag moet jy in Pretoria wees by die hoofkantoor, die groot baas wil jou sien. En die HR. En so wat toe nou gebeur het is met die brief het die groot baas vir hom gesê, weet wat, jy maak die besluit en dan as jy sê dis reg gee hom nog 'n kans, dan gee ek hom nog 'n kans. Anders te soek kom jy daar nie. Julle werk saam met hom, ons werk nie saam met hom nie. So julle moet die besluit maak. En dis hoekom ek die brief moes geskryf het aan almal saam wie ek moes werk, want ek werk saam met hulle en hulle moes die besluit maak. En sonder my is ons 5 gewees. So 2 van die ouens het besluit nee, hulle soek my nie daar nie. 2 van die ouens het besluit ja, hulle soek my daar of hulle sal my nog 'n kans gee. So nou was dit 50-50 gewees. So my baas het die final say gehad. Hy het die final kans gehad en ek sê nou nog vir hom ek gaan nou nog na hom toe en sê ek vir hom, "Jesus oom, baie dankie." Want ek's nou een van daai ouens wat my kant bring en my werk is van so gehalte dat hy baie na my toe kom en sê vir my, "Geier, dankie vir die goeie werk wat jy doen." Dan sê ek vir hom, "Oom, dankie vir die tweede kans wat jy my gegee het." Want dis genuinely waarop dit neerkom is ek doen nou sulke goeie werk as gevolg van die kans wat hy my gegee het. Ja, toe kry ek my tweede kans en hoe dit gebeur het is ek moes toe gegaan het Pretoria toe om my terminasie van my kontrak te teken, om te teken dat my kontrak getermineer is. Maar toe het hulle ook nou vir my 'n nuwe kontrak gegee met sekere voorwaardes en al daai goedjies en dit op 'n probasie tydperk wat ek toe nou weer aangestel is, maar dis hoekom ek altyd so spot en sê ek is een van die enigste ouens wat gefire is en gerehire is deur dieselfde maatskappy op dieselfde dag. Maar ek sê dis God. Want dit is net God wat so iets kan laat gebeur. Verseker. Dit is net God wat kan jou nog steeds dieselfde werk kan laat bou. Obviously is daar 'n paar goedjies wat in plek moes gewees het, maar dis net God. En al die lof en al die eer aan hom. En van daar af het ek nie een keer teruggekyk nie. Hoe lank is jy nou skoon? Ek gaan nou vir 3 jaar. Ek is Oktober die 4de. As jy nou kyk van dwelms en van drank af praat ek nou. Oktober die 4de is ek vir 3 jaar skoon. Jesus, prys die Here. Yes. Prys die Here. Ek wil net vir die mense daar buite vandag sê dat ek dink wat mense kan leer uit Geier se verhaal uit is baie keer voel mense is alleen. En mens is nie. God is altyd daar. God is altyd daar. En dan wil ek ook vir geliefdes sê wat familie en vriende en ander geliefdes het wat 'n stryd stry, wat vasgevang is in die kloue van die Satan. Of wat dit ook al mag wees. Drank, dwelms, pornografie, wat dit ook al mag wees. Dis baie waar wat Geier gesê het, moet hulle nie weggooi nie. Nooit daai mense weggooi nie. As jy 'n laaste boodskap van bemoediging kan hê vir jong mense daar buite. Waar by 'n T-aansluiting staan, by 'n doodloopstraat wat 'n uitkoms soek, wat sal dit wees? 'n baie belangrike ding wat ek in my lewe geleer het is as jy nie meer vorentoe kan gaan nie en jy kan nie kant toe kyk nie, jy kan nie ander kant toe kyk nie. As jy net 2 opsies oor het, is dit of af of op. Gaan op jou knieë en kyk op. Ek dink daar's baie mense wat sukkel. Daar's baie jong mense wat sukkel, nie net met verslawing nie. In alle aspekte van die lewe is daar baie mense wat sukkel. En ek wil vir hulle sê vandag, weet jy wat, jy is nie alleen nie. Soveel soos wat jy dink jy is alleen, jy is nie alleen nie. Daar is altyd iemand wat jou back sal hê. Of dit nou jou vriend is en of dit jou ma is en of dit jou broer is. Of dit 'n vreemdeling is. Daar's altyd iemand wat vir jou sal lief hê en die ou wat daai dag na die werk toe gekom het wat my net vasgegryp het en my net 'n drukkie gegee het. Dis die compassion waarvan ek praat. Daar sal altyd so iemand wees. Gaan net op jou knieë en gaan vra die Here om die regte mense in jou lewe in te stuur. Dit is nie altyd maklik nie. En dit gebeur nie altyd dadelik wanneer jy dit wil hê dit moet gebeur nie. Maar hou net vas aan God en hou vas aan sy woord. Want Amen. dis ultimate. En dis die evangelie. Dis wat Jesus gesê het hy het gekom om te doen. Dis hoekom die Heilige Gees gestuur is om ons uit die kloue van die duiwel te red. En daarom wil ek julle aanmoedig. Moet dit nie as 'n opsie
op so oorweeg nie. Ja. Vat vir Geier as 'n voorbeeld. Hy kon soveel jare se pyn en lyding gesidestep het, gebypass het, net om by God te gebly het. Ja. Daai cool groepie was toe nie die cool groepie nie. Hy het dit self gesê. Hulle word toe die druggies. Gekenmerk as die druggies. Geier, baie dankie vir jou tyd. Dankie vir Baie julle. dankie vir julle tyd. Dit is awesome om my paai met jou te kon kruis en ons weet nie waar gaan alles eindig nie, Ja. maar die Here is in beheer, né? Amen, Soos jy ja. gesê het, ons is nooit alleen nie. Kom ons sluit net af met 'n woord van gebed Okay. en dan kan ons die dag verder aanpak. Liewe Heer, baie dankie vir die liefde en die genade. Dankie dat ons Geier se storie kon hoor. Dat daar stories van hoop is, dat ons kan weet dat U altyd daar is. Dat U altyd mense oor ons pad sal stuur, al is dit net 'n ou wat geen woorde uiter, net 'n ou wat 'n drukkie gee. Yes. Partykeer is dit al wat ons op daardie stadium in ons lewe nodig het, is net 'n drukkie. Amen. Ag Vader, ek vra U om asseblief met Geier op sy pad vorentoe te wees. Ons loof en ons dankie en ons gee al die eer vir die 3 jaar wat hy skoon is van drank en dwelms. En ons het genoeg vertroue in U om te weet dat U hom sal skoonhou. Want die wederkoms lê om die draai, liewe Here, en ons sien uit na daardie dag wanneer hy gaan terugkom. Wanneer hy en sy gesin vir 'n ewigheid in U teenwoordigheid kan sit en hooplik sal ons ook daar wees en ons net onsself kan verwonder oor dit wat U altyd in ons lewens gedoen het en hoe U nog steeds in ons lewens werk. Dankie dat U ons liefhet. Dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen. Amen.